die blyf klank wat die so is. Ek hou nie vanmorgen die woord wat jy dat was van my. Maar so het die superieur was van my hart my gewerk. Wat in die woord van my. Amen. We gaan ons van de volgende week, zondag sal ons een blaadje begin, kaartse voor met die hand van ons bring, met die dienstbuie van die sinne. Ons gaan volgende zondag nog een dienst. Die zondag gaan ons meer dienst, maar wel die dienst aan, die gelofte dienst. Die sê die sinne. En as ons 2 weke toe, op kersttijd, is so mense in die gemeente gevoel hulle kersttijd by die mense wees. Dan sal ons nie, dit is mooi, dan sal ons nie eers die januari, ons al die dit sê, dan sal ons die 4de januari weer dit sê. Dan gaan alles weer normaal wees, soos gewoon, as die hele dag. Kijk? Yes, man, dat is stil voor mooi. Wie is die vriend wat van die die al van die omega. Die waarheid is Christus, die Heilige Geest ingegeen is. Dit wat tot werkwijs in die lering, dat onderwijzen. Dit jongens moet van ons gericht af die skriften. Dat jy weet, ons dit gaan nie in. Lees dit, dan gaan dit weer nie in. Woord van die Heer sê, daar op van die woord van God. Die woord is wees. If you learn by the word, you will buy by the word. And when you buy by the word, where we open your eyes? Sleep for you ouder than Vader. As jy die skrif volgens God se wil, hierdie lewe, hierdie teenwoordigheid wil verwag. En ek wil waarborg, volgens hierdie woord, ek wil waarborg, gaan jy boek opgaan, en jy gaan wees. Alle die hemelse Vader, ons Heiland, ons Redder, ons Verlosser, Salige. Een wat was, en is, en wat sal wees, wat om ewig. Hierdie groot en machtig ek is, Papa Vader, en die sterre, en sy vinger uitgeskyf, en elkeen van hulle een naam gegeen. Hierdie slim manne aan die feest, hierdie doktoren, hulle kan eers die profeet sterre bepaal wat hulle is, maar die Vader, ons Vader, het hy altyd gehoor. Hy het vir die Seer gesê, hier is jou prys, en hier sal die eeuwige. So groot is die Vader, die hemelse Vader, vir wie ons geboren word, en om eer gee, en lof gee wat het toekom. Die kerk van die Here het begin om mense te vereer. Het begin om voor die vlees te wyk. Maar hulle die God van die dinge begin gegee. Want die vlees het belangriker geraak as die gees. Want jy sien dit aan, vir die meeste van die mense, dat die groot deesnis van die mense, daar gaan het oor die ek en die my. Want ek kan kry in die diens. Want ek kan kry by God. Dis wat ons wil sê. As wat jy vir God kan gee, ook jou missie, jou liefde, jou nederigheid, jou oprechtheid, jou erkenning van sy almacht en sy grootheid. Maar die kerk het begin vergeet, die mense het begin vergeet. Gaan maar in die weer van kerk toe. Gaan maar by kerk toe. Dan kyk wat gebeur daar. Dan kyk ek wat die skrifte lees hulle. Niemand vertaal, is goed wat verdraai is, wat nie meer die waarheid is. Wat vertel hulle van die mense? As jy nie die regte woord in jou hand het nie, dan verkondig jy ons van valsheid. Is ek reg, is ek verkeerd geworden? Daarom is het belangrik
met die ware woord. Jakobus 5, vers 7. Tot 11. Wees dan geduldig, broeders. Moet jy so vraag af? Tot op die wederkoms van die Here, kyk die dankbaar wag op die kostelike vrug van die aarde en is geduld daarmee, totdat dit die vroeg en die lawe reeds ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. 1. Wie van julle weet die koms van Jesus is naby? Ons weet die tyd. Ons weet die dag. Maar hy het gesê, want julle hier dinge sien gebeur, wat in Daniël diep opgeskrywe staan, weet jy die tyd is naby. Wanneer jy die tyd moet sien God, weet jy die tyd is naby. Ons weet die tyd is naby, ons weet nie wanneer nie. Daarom moet ons bid en dag met onsself wen. Een persoon wat ons reg is, elke minuut van die dag. Ons kan nie wag op die wederkoms van Christus Jesus nie. Want vir een week kan die wederkoms nou plaasvind, wanneer die doodsengel kom en dit daai sal praat. En die verlaat hierdie teenwoordige lewe en gaan in die volgende geestelike mense in, die volgende lewe in. En as jy nie reg is, waar sal die uitkom? Waar sal die wees? Die woord van die Here sê, as die regverdige, die Here sê, as die regverdige nouliks gered word, waar val die sondaar uit? As ons wat die Here dien, nouliks gered word volgens God se woord, mense hoor dit sê. Is dit dan nie die moeite werd om onsself te red nie? Is dit nie moeite werd om ons verhouding met God te red nie? Is dit dan nie moeite werd om meer op God se woord in te delf en studie en onsself te gewis wat God se wil vir ons lewens is nie? Vergeet die beloftes van Abraham net op God se beloftes nie. Dis nie al wat in die Bybel is, beloftes gegee nie. Al en al die mense. Vers 9, en ek het op hierso buite klepe papiertjie te kom geonderskryf. Hoor wat sê, moenie die mekaar sig. Die boodskap van môre is 'n goeie boek. Die wat my hoor. Hier kom dit vandaan. Moenie die mekaar sig nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die reg staan voor die Here. Het julle al geluister mense, as hulle gesels in 'n geselskap is, as hulle mekaar raakloop, dis altyd negatief. Praat altyd negatief. Sag altyd oor die moeilike lewe, sag altyd oor die regering, sag oor dit, sag oor dat. En niemand sien die heerlikheid van die Vader raak, want onder daai omstandighede, hy blink nie. Hulle sien net hier in die nou, en hulle sag teenoor mekaar, en dan kom die woord van God, en hy kom waarsku ons vanmôre, en hy sê, hoor mooi, sodat jy nie veroordeel word nie, want die reg staan voor die deur. My boodskap is ook goeie moed. Jy sien wanneer ons dan volgende woorde praat oor laat selfbeeld. Jy sien, as jy goeie moed kan nie, wat gebeur? Ons begin met mekaar sig, ons maak mekaar negatief. Die woord van die Here sê, dra mekaar se las in Hebreërs, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Jesus Christus. Dus ek teenoor geld of teenoor wie ook al die hele dag loop en sig, dra ek 'n las, ek plaas 'n las op hom. Want ek plaas my negatiewe gees op hom. Of ek stuur my negatiewe vibes uit na hom toe, of na haar toe. Ons moet ophou om teen mekaar te sig oor die moeilikheid van die lewe. Die lewe is moeilik, ja, ek weet.
en hoe meer jy klaar, en hoe meer jy wat broekies dra, hoe meer gaan jy sit, en hoe meer jy sit, hoe moeilijker gaan het met jou. Want die Here God wat ons dien, is nie 'n God van negativiteit nie. Hy is 'n God van positiwiteit. Hy is 'n positiewe God. Hy is 'n God van môre oor môre. Hy is 'n God van groei en heerlikheid en krag. As jy met 'n negatiewe gees rondloop, dan is jy die verkeerde speelveld met broeder en sussie. En dan staan jy veroordeel. Wat gaan jy vir die Here sê? Hoekom was jy op so 'n vlak gewees? Gaan jy hom sê, maar daar het dit gedoen, en daar het dit gedoen, en daar het dit my gevat, en daar het dit my gesteel? Dan sê God vir jou, maar my kind, het jy nie my woord gelees nie? Het jy nie woord vir my, ken jy my woord, my beloftes, en ek is altyd daar nie, ek sal nie begeer, ek sal nie verlaat nie, ek skaal jou regkant, afval al dis die regkant, dis die regkant, nee, jou sal nie aankom nie. Kom aan. Hallo. As jy nie ons voorbeeld van leiding, my broers, en van geduld, die profete, wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, vers 11 so belangrik, ons reken hulle geluksalig wat verdra, julle verhoog die leidsaamheid van God, en julle het die einddoel van die Here moet opgesien, en dat die Here volk met die leid ons kerk is. Ons sien nie die donker, ons sien nie die silwerrand agter die donker wolk nie, ons sien nie die negativiteit, en ons bou op negativiteit, ons kyk nie na die lig wat voor ons staan, en die pad van ons staan. Johannes 16, vers 33 te sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Dis die skrif wat so sê sy aan. Maar hou goeie moed. Jesus sê, ek het die wêreld oorwin. Die Here Jesus kom ry ons voor vir hierdie aanslag van die duisternis, vir hierdie aanslag van die vlees, hierdie aanslag van die wêreld. Hy kom ry ons voor. Hy sê vir ons uitdruklik, hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Waarom lê ons oorwinning? In sigte in mekaar? Of woorde van stigting, woorde van opbou, woorde van lewe, woorde van krag? Ja, ek weet, ons raak moedeloos, as ons kyk. As ons die wêreld kyk, die binne van die wêreld kyk, as ons sien hoe die soldaars, hoe geseënd is hulle, en hoe sukkel ons as kinders van God. Dan kom die woord en hy sê, almal wat ons vrugtig in Jesus Christus gelewe, sal vervolg word. Maar dan rig ons op die soldaars en sê ons, kyk hoe geseënd is hulle, kyk die karre wat hulle ry, kyk die moe huise wat hulle ry, dan kom die woord van die Here en hy sê, let jou op die voorspoed nie, let op die nie. Want jy sê nie, arbeid nie vir hier en nou nie, ons arbeid vir die lewe hierna, ons lewe nie vir hier en nou nie, hier lewe ons nou vir God, en ons arbeid vir die lewe hierna, so dat die teenwoordigheid van God kan wees, in ewigheid. Amen. Hoor jy die woord vanmorgen? Dan kan daar 110.000 in die nacht die kerk na mense neem. En hoe jy dit hanteer, is hoe jy dag gaan verloor. Jy kan op die klip as in die kerk klaar, dus ek jy altijd op die staan in die kerk. Of jy kan opstaan en sê, ek is 'n soldaat van die lewende God, bekleed met die volle wapenrusting. En jy kan die vierde gaan pijlen van die vijand afweer met die woord van God, die skild van beskerming. Of ek mag maar sit, jy hulle draai 16, maar jy hulle vrees nie van op pijlen is op kerk.
Vir my is dit nie oké nie. Ek wil dit oorwinning lewe. Ek wil nie altyd onderdruk word deur die vyand nie. Ek wil nie altyd die vervlakste sterk wees nie. Ek wil 'n slag teen die kop wees. Ek wil 'n slag uitblik van my Here Jesus Christus vir die evangelie van die lewe en hoop. Daar's beloftes van God se woord wat vas is. Vers 11 sê, ons leek in hulle geluksalig geword. Hoor jy wat ek sê? Aangedeeld ons leek in hulle geluksalig geword. As jy het dan verdraag my broer, maar jy gaan nou hoor wat ek verder gaan. As jy het dan verdraag my broer, sê die woord, ons leek in hulle geluksalig geword, want daar is doel. Dis nie verniet nie. Wanneer die oorwinning kom, dan kom die verheffing. Wanneer die oorwinning kom, dan kom die bevestiging. Wanneer die bevestiging kom, dan kry jy geloof in die hart en die wete, ek is 'n kind van God. Amen. Daar is 'n belofte van 'n evangelie. Wat ons vandag. Wat ons staan erbij. Wat ons vasthoud in die einde doen. Dis nie hulle waar die saligheid van my erwe, of hemel van my erwe, want halfbaar die pad strijd voer nie. Jy moet die strijd deurtyd. Jy moet die strijd voer tot die einde toe, tot oor die Westreed gaan. Daar die dag, as jy oor die Westreed gaan, en jy kom aan die kant in jou daan, en die boek word geopen, en dan sê vir jou, welkom my kind, lang vir jou gewag. Dis wat saak maak. Niks maak saak buiten dit nie. Alles buiten dit is tydelik. Daarvan af, van waar die perl word af, van waar die boek opgemaak word, is alles ewigheid. 'n ewigheid saam met God. 'n ewigheid sonder pyn, 'n ewigheid sonder aanslag, 'n ewigheid sonder dit, 'n ewigheid sonder dat. 'n ewigheid van vrede en rus, 'n sewe dag van rus. Gaan vir saam met Hebreërs 12, 1-8. Daarom dan, terwyl ons so groot van getuienis, so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Ons is nie blind nie, ons is nie dom nie, ons is nie stupid nie. Ons weet wat wag vir ons. As ons nou weet wat wag vir ons, hoekom veg ons nie daarvoor nie? Hoekom beklei ons nie om daar wêreld binne te gaan? Het so daar vir iemand gesê. Minder baie is groen, dan minder sy kritisch. Baie is groen, minder sy kritisch. Min vind. Jy gaan nie dink om so lang net om met Jesus te verdien. Daar is 'n pad om te stap. Daar is 'n pad om te stap. 'n lewe om te lei. 'n lewe van geloof. 'n lewe van standvastigheid in die woord van God. In die beloftes van God. In die seëninge van God. Jy kan nie God se seëninge wil ervaar. Jy kan nie die beloftes in aanspraak maak as jy nie eers in die wil van God is nie. As jy nie eers die ware God regtig ken nie. Ons kan nie preach of voorspoed preek of net preek wat mense verhoor om 'n kerk vol te kry. Dit is nie die evangelie van Jesus Christus nie. As jy kyk na die 4 evangelies, Jesus het gedurig deur gewaarsku teen sonde en ongeregtigheid. Hy het gedurig deur gewaarsku teen die aanslag van die duiwel, sataniese werke. Sien nou ons asseblief. Sataniese werke in mense se lewens. Hy het gedurig deur gedruk, uitgedryf, weggejaag. Nou kom kerke vandag en sê, los net saligheid en hy sê, jou uitlos. Dis nie wat ons hier is nie. Ons is hier om die werke van die veld aan te pak. Die woord van die Here sê, op vesens meer te werk. Dat in die kennis van God opgerig word. Maar wees maar. Leer het vertaal. Dan kom hier so vers 7.
maar hier werkelijk belangrijk. En hy sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman. Nie die oog gefestig op jou kerk nie. Nie die oog gefestig op jou broer en jou suster wat hulle doen nie. Op Jesus Christus. En hom alleen. En sy woord, die evangelie alleen, wat die vir ons gebring het. Hoor mooi. Ek gaan nog weer van vooraf lees en ek het 'n halfpad gestop. Hy sê, die oog gefestig op Jesus die leidsman, die volleinding van die geloof, volleinding van die geloof. Wat vir die vreugde wat voorgehou is, die kruis te dra, die skande verander en die reg van die dood van God gaan sit. Is daar nie ons vreugde voor? Dieselfde as Jesus nie. Het hy nie ons die pad gaan voorberei? Het hy nie ons die weg gaan voorberei? Jy die voorhoud so nie gesteer van op en laat word? Hy sê, maar jy moet afgee op hom, wat so teenspraak, van die sondags teen hom gedra, so dat jy nie julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog net 'n broer die wees wat gebied, die stryd met die sonde. Ons kerk en klaar oor alles. Maar ons nog eens 'n broer stryd gebied soos Job nie, die stryd met die hoofdgebied. Nou kan jy, hy daar op alles opgesit, sy steen in die potskade gesit gaan krap. Sy vrou het hom gesê, Job, wat 'n hek gaan jy aan voet, God sterf toch nie. Gaan lees dan. Ons het nog nie sy broer weerstand gebied nie. Wanneer die eerste opwinding kom, dan is ons broekies gaan. Wanneer die eerste opwinding kom, dan kerm ons en dan laat op ons rond. Dus hoe het dronk is, of dronk weer is, dat ek het so kan stel. Hoor nou mooi, vers 5. En julle die vermaning dit moet vergeet, want tot julle as seuns spreek. My seun, agter die digting van die Here nie gelief nie, en besluit nie as die Here bestaan. Maar Satan kraal in die Here, hoe Satan kom dan, hoe Satan dan. Soms is nog God wat ons praat. Soms wil het ons iets sê, soms wil het ons iets wys. Dan sê ons Satan, ons te nakom. Soms maar ons gebruik die veel daai naam skeel met weer een. Hoor dit sê, vers 6, want die Here digtig hom wat hy lief het, halleluja, die Here digtig hom wat hy lief het, en hy kastiseer dat hy aanneem. Wat het met Jesus gebeur, mense? Die oomblik toe hy klaar gedoen was, toe hy die waar en hy kom, en die Gees al weg gevoel na die woestyn. Hy is versoek. Hy was 40 dae, 40 nagte in die woestyn sonder water, sonder kos. En toe op sy saamste, as hy wonderboste is, kom Satan doen. Die van hem ontstaan, die mag het nie spelen nie, as dat is. Ek weet nie, wat jullie dit ongeluid is. Die Here kastei elke seun wat hy aanneem. As iemand my kom en hy sê vir my, as so die iemand die Here aangeneem het, dink ek al net, as hy kom prijs, hier het sy weer recht gemaakt met die Here. Hierdie vrou het weer recht gemaakt met die Here. Dan sê ek, bly my hand, en dan sien ek, die Gees van God werksaam aan hulle lewens, en dan sou dit nie so gewees in die skrif sê so, as ek het gesê, die skrif van God, so sê die woord van God, dat so sê. Luister mooi, dan kom vers 7, en ek het al groot onderstreep, hier in my papier nie. As julle die digting verdra, behandel God julle as seuns. Maar watter seun is daar, dat 'n vader nie digting? Kan ek net sê, ek van 'n persoon. Ek het miskien nie geskryf in die plan. Maar as jy dit hoor nou mooi, die minus, hy sê, maar as jy sonder digting is, want almal die raad geword het, dan is dit onegte kinders, en nie seuns. Met ander woorde, net nie kan goed gaan, dan gaan hulle nie perspektief in jou lewe, en dan is die lewe kry nie volgens die woord van God. En dan sal dan met jou happy.
dan as jy in Satan se kraal, hy het nie meer 'n saak met jou nie, hy het nie 'n probleem met jou nie, want jy is waar hy jou wil hê. Maar dis nie wat God jou wil hê. Jesaja 35 vers 4 sê, en die wat verward is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Ek wil môre vir ons sê, rig die slag aan, rig die slag aan. Spreek die dinge aan in jou lewe wat nie weg is nie. Kry en wat teen God se wil is. Wat God nie wil hê in jou lewe nie. Want jy gaan dalk nie die pointe met 'n kilometer mis. Enigiets wat jy bo God stel, is 'n sonde. Kry jy dat jou lewe gebaseer, kry jou lewe skoon, kry jou lewe reg, sodat God gelukkig met jou kan wees. Toe Satan vir God verskyn met jou, toe was God trots. Hy het vir Satan gesê, vra, het jy aangegeef by my God? Want God het geweet, hy kan Job vertrou. God het geweet, Job sal staande bly, want Job was 'n biddende, vassende man, 'n Godvreesende man. Mense, hoe is julle so sê? Kan ek nie gaan? Ek het nie 'n boodskap, ek het net God se woord in 'n pad. As jy oor die woord van die Here vanmôre, as ons gehoor. God vermaan ons om die las van sonde af te lê. Ons oë te fees op Christus te word van die geloof. Want ons oë afhou van die wêreld, man. Ons het niks vir die wêreld uit te waai nie. Ons is van hierdie wêreld, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie deel van hierdie wêreld nie, nadat ons Jesus aangeneem het as ons persoonlike saligmaker en verlosser nie. As ons nie meer deel van hierdie wêreld nie. Het ons 'n ander erfdeel beërf. Ons het 'n erfdeel van Abraham beërf, wat later deur Jesus Christus gekom het, die hemelland. Jesus is die vooruiting van die geloof. Begin Jesus dink, begin Jesus praat, begin Jesus slaap. Sodat jou geloof gebou word op God se beloftes, op God se woord, op God se wil vir jou lewe. Kronieke, wat is my Kronieke as my gaan plan. Kronieke 7, kom Jesus en sê, wees julle dan sterk, en laat julle hande nie slap aan nie, want daar is loon volgens die berg. Loon volgens die berg. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die wat verbroken is van hart, en verlos die wat verslaan is van gees. Ek wil vanmôre vir julle sê, grond van hierdie woord. Wanneer jy daar die kant lê, is God nie ver van jou nie, is ek die naaste aan jy ooit was. Is die naaste aan jou wat jy ooit was. Wanneer jy swaar kry werk, dan is God die naaste aan jou wat jy ooit was. Wanneer jy nie reg met die werk, dan is hy daar. Skiet hy jou nog gebly, maar dan is hy daar. Die naaste wat jy ooit was, want die woord sê so. Die skrif sê so. Nie 'n mens nie. Nie my doktrine nie, Jesus se woord, Jesus se woord. Hy sê, jy sterk, jy skep moet, kyk die lewe en die probleme vol in die oor. Ek wil vir jou een vertel, jy wat jy geest sal neem, as jy op kontak staan, as nie hoor jy wat jy gaan doen, jy doen nie. Is vorentoe. Jy draai nie berig die vijand nie, want as jy ook skadelose maklike tyd. Jy kyk die lewe in die oor, jy kyk jou probleme in die oor, en jy spreek daaraan op die autoriteit en die krag wat jy ontvang het by aanname van Jesus Christus, en jy spreek dood daaroor, en jy spreek lewe wat jou lewe, en jy roep lewe wat jou lewe. En sê aan my, daar is nood. Daar is 'n vaste belofte van 'n 7 dag van rus in die hemel. Laat my ons God te Vader. Alles het 'n doel. God het met alles 'n doel. Maar alles werk in so 'n
lief hê. Jy kan nie, as jy nie teen verhouding met God die Vader het, staan aan. Op alles wat my goede wil hê. Want soms ernstig, en Papa Vader kom die goede, en jy gaan iets harder maak wat jy wat maak toe. Nee. Alles wat ek doen. Alles wat ek doen. God doen niks sonder doen. Maar ek kan die een ding verseker, daar kom 'n dag van blydskap. Daar kom 'n dag van oorwinning, 'n dag van vrede. Nou lyk hierdie op 'n saak van swaar is, van hartseer is. Ek wil jou sê, God doen dit om ons te bou, om ons te versterk, om ons verloof te bou. Kyk, as dit nou jou kan verkeerd gaan, want as jy jou gaan het sleg, dan mag God kyk, wie vertrou jy? Vertrou jy op geldschap, jou mamma, of vertrou jy op die God van die Heer? Keer dit wat is, kan maak wat dat is. God wil sien, kan jy ons vertrou? God wil sien, kan jy vertrou met 100 rand, maar hoe moet ek jou 100.000 gee, as jy nie met 100 rand vertrou? Ek wil nie vanmorgen sê, mense, in tyd geword, in die lichaam, die kerk van Jesus Christus, wakker word, en begin opstaan in die krag van ons verreese, hy van Jesus Christus, begin een lewe in Jesus Christus, begin een lewe in sy woord, volgens sy woord, en deur sy woord, sodat ons op oorwinning kan staan, en oorwinning kan lewe. Ons is genoeg verbrand in die wêreld, ons is genoeg op nederigheid, oor ons dat God ophaal gemaakt, word mense doodgemaak, dan sal ons op ons volste leeskamers doodmaak, maar hulle doen dit vir die liefde van hom, dat hulle dink wat hy is, maar ek en jy wat die waarheid ken, is ons baie op te staan te sê, die woord van God sê so. Omdat die woord van God so sê, doen ek so, en lewe ek so. Is het bereid om te sê? Jy moet bereid wees om die nacht van die wêreld te vat, die spot van die wêreld te vat, vir die evangelie van Jesus Christus. Want daar is nood. Alles is nie net hier en nou nie, ek kan nie nog sê, daar is nood. Skep moed. Vader weet, hy weet, die woord van die Here sê, voor ons vra, weet hy, wat ons vra, wat ons nodig het. Hy sal gee volgens sy wil, as ons in sy wil vra, Johannes 14, as ons in sy wil vra. Amen. Ek los hierdie wil by die volgende. Kom dan wat op die wil. Maar weet jy, hy wil, kom aan die pastoor, hy wil met integriteit, hy wil met gebed, hy wil nie vanmorgen gehoor, kom die Heilige Gees, in my stem, my mond, van die Heer. God se woord afgeleid.
Dierbare Skipper God, en hierdie man se hart gesien, gehoor vanmorgen, die getuies van sy mond. Vader, al was dit net vraag van my, dan loof ek die van my, uit my hart, uit my hart, wat ek in jou sal versterk, die van deur sal beval, die ons sal vastsit, die ons sal gee die begeerte van my hart, die ons sal versterk in die geloof, kracht. Dat die vir ons sal uittrek, Vader, hoogte my sal, die is wat ek bid vir die beskap en die vrede van ons heilige Gees. Ek bid vir elke gebore in Jesus gebore, Vader, dat dit sy hart maak. Dat moedig is, dat moedig voor is, dat eensaam is, dat moedeloos is, dat voel ek daar nie meer, of sy kan nie op te staan. Die is daar, die is altijd daar. Die sê, sal ons die vergewe, en ons nie verwin. Ek eer nie vanmorgen, Vader, vir die Jesus vanmorgen. Ek bid vir elke die nodig, en ek bid vir elke sal aanhaal, maar nou nie oorlik met die nodig, elke sal versterk. Elke sal die sy God aan my naam. Elke van ons sal nadertrek met die koorde van liefde, ons kom aan die genade troon van. So ons kan wees by die van die voete dag en dag, die stem van God, die liefde en